We exalt you, Lord. As jy die gawe het om in 'n taal te kan spreek, wil jy nie net die Here in daardie taal, daai hemelse taal loof nie. Kom aan, kom aan, kom aan. We exalt you. You are higher than any other. You are higher than any mountain. Jesus said, when I will be lifted up from this earth, I will draw all men unto me. We exalt you, Lord, as the King of Kings. Ons prys die naam, ons prys U. Thank you, God. Ons loof U, ons eer U, groot God, magtige Here. Die wonderbare raadsman, die sterke God, die ewige Vader, vredevors, ons loof U, ons prys U, ons prys U, ons prys U. Halleluja. Here, dankie. U is in hierdie plek vanmôre. En ons gee aan U vanmôre die hoogste eer, die hoogste lof, die hoogste prys. You are the King of Kings. There's no one like Jehovah. You are Jehovah Jireh in this place this morning. You are our provider. You are Jehovah Shalom in this place this morning. You are our peace. You are Jehovah Nissi, our banner this morning in this place. You are Jehovah Rapha. The healer is in the house today. You are Jehovah Sabaoth, the captain of the armies. You are in this house today. We praise your name. We praise your name. We bless you. Here ons dankie. Ons dankie vir wie U is, Here. Ons gee aan U die hoogste lof en eer en prys. Dankie vir 'n geleentheid soos die, waar ons by mekaar kan kom en die naam van die Here kan groot maak. Ons verklaar U, Here in beheer. En ek wil vanmôre sê, Holy Spirit, You are so welcome here. Come and flood this place with your atmosphere. Change lives this morning, never to be the same again. Dankie vir U woord. U woord is vanmôre die hoogste gesag in hierdie plek. Hemel en aarde sal verbygaan, maar die woord van die Here sal bly staan. Ek bid dat U hierdie woord wat U vir my gegee het, Here, dat U vanmôre dit aan mense se harte sal seën. Ek bid nou en ek sê dankie vir geopende ore en ontvanklike harte in die naam van Jesus. En ek kom nou teen alles wat indruis, teen die kennis van God, en ek werk dit neer. Ek neem autoriteit en ek bid elke werk van die vyand, elke sataniese aanslag, alles wat hy wil doen om die diens vanmôre, om ons te blokkeer. Ek bid dit nou in Jesus naam en ek sê God is groter. God is groter. Ek maak die krag los. Ek maak die salwing los. Ek maak die vrede vanmôre los in hierdie plek. En ek sê dankie Here. Jesus, we glorify your name. Word verheerlik in Jesus naam. Halleluja. En almal van U sê, prys die Here. Kan ons dit weer doen? Prys die Here.
'n nagmaal dink, dan wil ek sê, thank you Jesus. Thank you Jesus that you came. En ek weet nie of ek dit sou gedoen het wat Jesus gedoen het nie. Maar ons moet onthou en ons moet besef dat dit wat Jesus gedoen het, was uit liefde uit. Hy het na ons gekyk met vergewensgesindheid. Die oomblik wat hy daai kroon op sy kop indruk, en dit was nie soos wat die prentjies wys van 'n klein ou baba straaltjie wat daar is nie. Dit was ingedruk dat dit teen die kopvel was, en die van u wat, soos Lukina sal nou weet, dat daar is baie are wat daar is, so die oomblik wat daar net 'n houtjie is, dan bloei dit ongelooflik. Die prentjie wat ons partymal sien in storieboeke, is nie die Jesus wat vir my 'n prys betaal het nie. Dit is nie die Jesus wat vir ons deurboor is vir elke siekte, vir elke verslawing, vir elke issue wat in jou lewe is, het Jesus gaan sterwe aan die kruis van Golgotha. En hy het opgestaan. Ons moet ook aan daai ding, dat Jesus is nie net dood gegaan vir ons siektes en ons sondes, en wat alles op hom gelaas is, maar hy het opgestaan, en hy regeer, en hy is die een wat wonders doen. So vanoggend kom ons na ons tafel toe, en dit is nie die tafel van die AGS nie. Dit behoort nie aan die AGS, die tafel, die setup wat hier gedoen is nie. Maar die voorwaarde is, dat jy 'n bloedgewaste kind van God moet wees. Die voorwaarde is, that you can say, create in me a clean heart, soos wat Dawid gesê het. Die voorwaarde is, dat jy kan nie neem van hierdie tafel vanmôre, as jy iets teen jou broer of teen jou suster het nie, want jou hart moet skoon wees met die Here. Jou connection lyn, daar moet geen verstopsels wees, as ek so kan sê nie. So vanmôre wil ek julle nooi, die woord sê, ekskuus, ek het 'n nuwe Bybel, en dit werk nie so lekker soos my ou nie. En dit sê in 1 Korintiërs, dat in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En ek wil net vir ons sê, dit is nie net vir 'n Sondag of een keer in 'n maand nie. Kom in daai relationship met die Here, dat jy dit elke dag kan vat. Vat dit vir jou genesing, vat dit vir voorsiening, vat dit vir wat jy God voor vertrou, en dat jy weet, dat daar is geen way, dat die vyand kan inkom, en iets kom plant nie, want you ask God, to create in me a clean heart. Vat dit vanmôre, as jy genesing nodig het, vat dit vanmôre vir jou genesing. En ek wil vir ons elkeen, wil ek nooi vanoggend, om vorentoe te kom, en self te kom breek. As jy wil kom breek van die brood, jy is meer as welkom, want dit is simbolies, om te breek, soos wat Jesus se liggaam gebreek was vir ons, om die brood ook so te breek. As u wil kom en iemand anders te wil bedien, u is meer as welkom, maar ek wil julle vorentoe nooi, en kom sit saam, as broers, susters, as familie, aan die tafel van die Here, en ons vat dit vanmôre, vir ons oorwinning, en ons sê, Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Ons sê so maklik, dankie Here, vir dit wat u gedoen het, maar kom ons sê vanmôre, as dit nie was vir Jesus nie, dink net 'n oomblik, waar sou u gewees het? As dit nie was vir die kruis van Golgotha nie, waar sou u gewees het? As dit nie was vir 1 druppel bloed wat geval het, vir my siekte, vir my sonde, waar sou ek gewees
Jesus, dat U die prys betaal het. Dat U die offer was vir my. Dat ek voor U kan staan en sê, Here, dankie. Dankie dat U my raak gesien het. Dankie dat my siekte, my sonde op U gegaan het. In die naam van Jesus. So ek nooi U om vorentoe te kom vanmôre en uit die banke uit te kom, met die stoele uit te kom en net Julleself te kom help of om iemand te bedien. Dankie. Loof die Here. Dankie Jesus vir die prys wat U betaal het, sodat ons vanmôre vry kan wees. Skoon gewas deur die kosbare bloed van die lam. Thank you Jesus. Here, dankie dat dit wat ons geneem het ons gedoen en ons het gedink aan U. Lord, when you were on the cross, I was on your mind. Dankie Jesus, ons loof, ons prys U. Baie dankie en van my kant af ook goeiemôre en baie welkom aan elke een. So bly dat U hier is en soos Leanne sê, ons het 'n hart en ons het 'n passie om te gaan bedien waar die Here ons nodig het, maar dit is lekker om weer hier te wees. En ons week het sommer afgeskop met 'n hele klomp interessante dramas en dinge en ek het net besef die vyand is so kwaad oor wat God in Zambië gedoen het. So hierdie by Woensdag toe voel dit vir my dat ek het al vergeet ek is in Zambië en donderdag sê iemand vir my, nou kom terug. En ek dink maar, was ek weg? Daar so baie goed gebeur dat ek eintlik vergeet het al. Ek was verlede Sondag die tyd besig met my tweede diens in Zambië, want ons het soos 4 dienste op 'n Sondag gehardloop, maar die Here was vir ons goed en ek wil weer sê, moenie vanaand by die huis sit nie. En kom vanaand en dit gaan 'n interessante aand wees. En dan gaan ons, en julle wil weet wat in Zambië gebeur, kom vanaand ons gaan u vertel. Mag die Here u seën vanmôre met die woord. Sy woord is altyd die waarheid. Sê vir iemand langs aan jou, sy woord werk. Yes. So die woord wat die Here op my hart gelê het is, ek gaan nou so 'n Engelse woord gebruik want die Afrikaanse woord werk net nie. Is jy 'n fan? En dan praat ek nie van daai fan nie. Ek praat van 'n aanhanger. Is jy 'n fan of is jy 'n ware disipel? Ek vra weer, en u moet dit maar met die Here gaan uitsorteer, bly nog steeds nie vir my. Is jy 'n fan of is jy 'n ware disipel? Ek lees graag vir u 'n gedeelte in Handelinge en ook ja, ek het gesien dat julle 'n geseënde tyd met Pastor Gavin gehad, was hy nie 'n blessing gewees nie? Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, jy weet nou Petrus het gepreek, hulle is gedoop en dan is daar op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Wow! God het dit net toegedoen, hy kan dit nie nou meer doen nie. Reg so? Hy kan dit nog doen. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in gebede. Gaan lees dit weer by die huis. En vrees het op elkeen gekom. En dit is nie 'n vrees dat iemand jou gaan kop afsny nie. Dit is 'n heilige respek vir die Here. En vanaand wil ek meer oor dit sê. Vrees het op elkeen gekom, want baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En ek sê, wat goed was vir toe, is goed vir nou. En almal wat gelowig geword
gehad het, was by mekaar. Een het nie die kant toe getrek en die ander een het daai kant toe getrek nie, en hulle het alles gemeenskaplik besit. So daar was niemand wat te veel gehad het nie, daar was niemand wat te min gehad het nie. En hulle eiendomme en hulle besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Wow, is dit nou nie awesome nie? En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Wat vir my mooi is hier, dat ek sien weer, een het nie hiernatoe getrek en die ander het so toe getrek nie, hulle was eendragtig, het hulle volhard. As jy in jou Bybel mag skryf, kan jy dit highlight. En terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, wow, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Die Here seën sy woord vanmôre aan u hart. Weet jy, toe ek dit lees, toe dink ek, Here, wat is fout? Dat die goed nie meer gebeur nie. Is daar fout by die Here? Was dit net vir toe Handelinge Kerk begin het? Dis net so van toepassing van nou. Terwyl ek dink en bid oor dit, wys die Here vir my die waarde van 'n saadjie. Wie van julle plant plantjies en saad en goeders? Kyk. So jy sal weet, as jy 'n pakkie saad saai, dis in so 'n klein sakkie, maar op die ou end het jy so 'n akkertjie vol blomme. Die Here wys vir die waarde van 'n saad, en vir elke saad wat jy plant, kom daar 'n oes op. Nou ek het nou net die voorbeeld vanmôre van 'n denneboom, 'n dennebos. Hulle sê elke kou, ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord is nie, het ek opgelees, afhangende van die tipe boom, wat dit die tipe denneboom, ek wil denneboom is maar nie 'n denneboom. Maar hulle sê elke kou, afhangend van die tipe boom, hou ongeveer in so 'n kou tot 150 sade. Gaan plant daai 150 saadjies. En dan sien jy dat 'n dennebol het die kapasiteit om te vermeerder en te vermeerder en te vermeerder totdat daar uiteindelik 'n hele plantasie is wat bruikbaar is vir baie verskillende dinge. En dit is hoe ons moet wees. Dit is die tipe vermeerdering wat in die Handelinge Kerk was. Ek sê weer, julle moet my help vanmôre. Dit is die tipe vermeerdering wat in die Handelinge se kerk was. Ek sien, toe Petrus preek, daardie man was so aan die brand vir die Here gewees. 3000 siele kom op een enkele dag tot bekering. Daar was guns by die hele volk. Hulle het gedink, wat op aarde is besig om te gebeur? Kom ons gaan kyk, kom ons gaan luister. Ek is seker Petrus het nog sommer 'n klomp van die fariseërs genooi en gesê, luister, kom hoor net. En hulle was net nooit weer dieselfde gewees nie. En soos wat 'n denneplantasie net vermeerder en groei, is die doel van die kerk om disippels te maak en wat weer disippels
is groot, maar die arbeiders is min. En hy sê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal instuur. Nou my version, Emilia 3 vers 7 is, die oes is groot, die oes is ryk, God se arbeiders is lui. Hulle het lui geword. En ek wil vanmôre vir u vra, wat gaan jy sê, wanneer jy voor God moet staan en rekenskap gee? Moet ek gaan met leë hande? Adrie, ken dit. Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel aan hom gewy nie. Niks te offer aan sy voet. Is dit hoe u en ek voor die Here wil gaan staan? Weet jy wat is die probleem van vandag? Daar is te veel fans en te min ware disippels. 'n fan is 'n aanhanger. 'n fan is iemand wat aan 'n klip behoort. Jy kry Voyager miles as jy 'n fan van Discovery is of whatever ook al. 'n fan is 'n aanhanger. My vraag aan u, en ek moes met die Here deel oor dit, wie hang ons aan in hierdie dae? Hang ons mense aan? Hang ons 'n pastoor aan? Hoor daar. Of hang ons God aan? Wie hang ek en u vanmôre aan? 'n fan is afgelei van 'n fanatic. Fanatics is crazy mense. 'n Afrikaanse fanatikus. Iemand wat entoesiasties is oor iets of iemand. En ek vra weer, is u en is ek, en ek vat dit vanmôre na ons huis toe, want die Here hou my verantwoordelik vir die welstand van die gemeente. Ek vra weer vanmôre, is jy so fantasties, entoesiasties oor God? Is jy vanmôre so fantasties, entoesiasties oor Jesus, as wat jy is met die dinge wat jy besig is met jou alledaagse lewe? Daar was 'n tyd, toe die Here my siel gered het, en ek was besig om te staan, Leon sal onthou, om aardappels te skil, dan sê die Here vir my, sit neer die aardappels, die kos kan wag, maar gaan bid nou dadelik vir Adrie. Iewers langs die pad het ek dit verloor. Ok, ek skil nie my aardappels nie. Maar jy het my punt. Dan sal ek daarna hoor. Sondag pik op Adrie dag. Adrie is my voorbeeld. Dan sal ek daarna hoor. Adrie was in 'n benarie of 'n benoude situasie gewees. Wat het geword van dit? Ek praat van myself. Daar was dit een oggend, Leanne nog op Bybelskool was en hulle was op 'n toer gewees. 10:01 die oggend, maak die Here my wakker en hy sê vir my, staan nou op en gaan bid nou vir Leanne. En ek dink, Here, dit is nag. Wat kan toch verkeerd wees met die kind? Ek staan op, ek gaan bid. En daar was nog die dag van die telefoonhokkie. En daar die volgende dag het sê vir haar, Leanne, is jy okay? Het iets verkeerd gegaan? Sy maak nie vir my gesien. Daardie nag was hulle amper in 'n verskriklike groot ongeluk, waar hulle teruggekom het van ministry af, en op die flyover het hulle bussie gegly in olie, en hulle was by boonste flyover gewees. Maar ek wil die wonderlike ding vertel, dat ek sê, Here, ek het nie eens geweet nie, waar Leanne is nie, want ons het nie selfwone gehad nie. Ek sê, Here, waar sy nou ook al is, laat die engele staan op aandag, om hulle op te pas, haar op te pas, om Vicky bid altyd so mooi, dit is vir my 'n blessing, dat hy altyd vir ons bid en sê, Here, laat die engele met die vlammende swaarde by hulle wees. Daardie nag, toe hulle in die ongeluk was, toe die bus amper in die ongeluk was, en die bus hier so oor die flyover wil gaan, en verkeersmanne agter hulle verby ry, en tot stilstand kom, toe is daai mense se oë net so groot, want hulle sê, daar het 'n lyn van manne bo op die rail
gestaan van die flyover met wit klere en hulle het hulle hande so gehou om te gee dat die bus nie ongeval het nie. Hoe fanaties en enthousiasties is ons oor God? Jy kan 'n fan wees van 'n sportman. Jy kan 'n fan wees van jou gunsteling TV. Jy kan van die oggend tot die aand sit en TV kyk. Jy kan van die oggend tot die aand by jou rekenaar sit. Jy kan 'n fan wees van 'n vermaaklikheidskunstenaar. Jy sal onthou, 'n paar Sondae gelede het ek gepraat oor die Here wat sê, hy soek die aanbidders, die ware aanbidders, wat hom in gees en in waarheid aanbid. Jy sal onthou, wie was hier gewees? Ek het die voorbeeld gebruik van Michael Jackson. Ek gaan nie vanoggend moonwalk nie, met hierdie hakke nie. Nou, ek het gaan naslaan. Michael Jackson het op sy tyd 4.8 biljoen volgelinge, fans, aanbidders gehad. En hulle het rasend geraak oor hom, want vir hulle was hy 'n god gewees. Steve Hofmeyr het 299.000 followers. Sia Kolise, die man wat hou van rugby, hy het 1 miljoen Instagram followers. Wie volg ons? Ons kan so enthousiasties wees en tyd insit by dinge wat niks waarde dra by God nie. Ons kan vir ons so lank besig hou met goed, terwyl ons, partykeer het ons 'n passie vir die goed, wat niks in ons in ewigheidswaarde enigsins vir ons gaan baat nie. Wanneer ons voor God gaan verskyn, al wat gaan tel is, wat het jy vir die Here gedoen toe jy op aarde was? Hoeveel disippels het jy gemaak? Vir wie het jy vertel dat Jesus hom liefhet? Dit is al wat jy kan, nie jou pottebakkery, ek noem sommer maar net, jou stokperdjie. Jy kan dit nie met jou saamvat en sê, Here, kyk net wat het ek hier gedoen. Ietsie mooi wat ek geskep het. Dis goed as jy kan skep. Dis reg as jy kan goeie dinge en groot dinge doen vir die Here. Maar God kom eerste, bokant dit alles. Ek sê nie, jy mag nie 'n stokperdjie of 'n belangstelling hê nie. Nee, maar dit moet net nie bokant gestel by die opdrag wat God vir ons gegee het nie. Die woord sê, ons lewe in die laaste tydvak voor Jesus kom. Julle stil. En 1 Petrus 4 vers 17 sê, in die laaste dae sal die afval in die huis van die Here begin. Ek sê, Here, help Gansbaai se gemeente, dat ons op datum sal kom met mekaar, dat ons op datum sal kom met die Here, dat ons deel sal wees van die wat saam met ons sal gaan. Die meeste kerke vandag het 'n lauheid. Hulle het 'n laksheid. Daar is 'n gebrek aan commitment wat ingeslyp het en mense is nie meer waaksaam nie, want mense het in fans verander en daar is nie meer baie ware disippels. 'n Disipel is 'n ware volgeling van Jesus Christus, soos wat hy dit oorspronklik in sy woord vir ons 'n opdrag gegee het nie. Hierdie was 'n jaar van impak. Dit staan daar in die portaal. Wat 'n noemenswaardige impak het u gemaak? Wat 'n noemenswaardige impak het ek gemaak? Het ek enigsins vir enige iemand iets in die gemeente beteken? Het ek? Ek vra weer, die jaar is verby, ons is amper op die drempel van 'n nuwe jaar. Wat 'n impak het jy gemaak in mense se lewens? Ek sê weer, ek vat dit nader, huis toe. Wat 'n impak het ek en u gemaak vanuit ons gemeente met mense?
ons opdrag is, gaan maak disippels, nie fans nie. Hierdie plek is nie 'n fanklub met 'n vermaaklikheidskunstenaar nie. Hierdie is 'n plek van aanbidding, waar manne en vroue funksioneer onder die krag en onder die salwing van die Heilige Gees, om mense op te bou en toe te rus, om bekwam te maak, om effektief vir die Here te gaan wees. Johan, ons moet 'n bietjie tel hoeveel preke is van Januarie af tot hier, wat ek, Pastor Beryl, Pastor Frikkie, Pastor Gavin, wie ook al gedoen het. Dit sal interessant wees om dit te sien. Want alles was altyd tot opbouing van elke een in die plek. In hierdie plek wil ek en die Here graag disippels sien. Nie fans nie. En ek sê weer, 'n disipel is 'n getroue volgeling van Jesus Christus, wat sy boodskap uitdra, wat streef daarna om Jesus te lewe, streef daarna om Jesus te doen, streef daarna om Jesus te praat, soos Jesus dit sou gedoen het. Een wat die beeld van Jesus na buite uitleef. Wat praat ons wanneer ons by mekaar kom? Ek is jammer dat gister was eintlik 'n baie spesiale geleentheid, waar ek gepraat het oor gereedmaking, en wanneer ons by die bruilof, aan die tafel van die bruilof van die lam gaan sit, en te midde van dit, moes ek ongelukkig nog vulgêre gesprek hoor. Wat praat ons? Van elke woord wat ons gaan gee, wat ons sê, gaan ons rekenskap gee voor die Here. Ons soek die mense wat Jesus se beeld na buitekant toe uitleef. U vra my pastoor, hoe word ek en hoe maak ek 'n disipel? Ons word disipels of volgelinge van Jesus Christus deur ons te bekeer van ons verkeerde weë. The sins I used to do, I do no more. Ek is verlos deur die bloed van die lam. So ek word 'n disipel deur my hart en my lewe aan Jesus te gee en om te draai. Bekeer beteken weg te draai van die sonde af en van die verkeerde weë af, en Jesus Christus as verlosser en saligmaker in ons lewens te hê. Dan is ons disipels so maklik soos val uit 'n boom uit. Dis hoe ons disipels word. Hoe maak ons disipels? Ons vertel ander mense van Jesus. Ons vertel ander mense van die liefde van Jesus, wat wonderbaar is, en ons nooi mense kerk toe. Wil julle hierdie gemeente sien groei? Nooi iemand saam kerk toe. Here, I would like to connect people with people. And we need to connect people to God. Almal van julle weet wie's Rick Warren, hy het 'n Purpose Driven Church boek geskrywe. En hy vra daarso, why did you join the church? En hy sê, in sy studie wat hy gedoen het 90% gesê, because of the pastor that is there. Ag, Here help ons. As jy by hierdie gemeente aanbid, omdat ek hier is, en of ek nie hier is nie, dan is daar 'n probleem, want dan is jy ongelukkige fan. En dan het ek ook die vraag gevra, would you leave if the pastor leaves? 93% het gesê, no, I would not leave, because I have friends here, and this is my place of worship. Moenie jou oë op 'n pastoor hou nie. Ons het altyd gepraat van, hulle is pastoor aanbidders. Moenie jou oë op 'n pastoor hou nie. Hy of sy is net so 'n feilbare mens. Hou jou oë op Jesus. En dit is wat disipels is, ware volgelinge van Jesus. Nou, inteendeel, ek gaan gou-gou probeer om klaar te maak. 'n Fan sal altyd toegewyd wees aan mense.
My woord sê ek moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mens. 'n Fan, nie baie toegewyd aan Jesus nie, maar aan die mens, feilbare mens. Volgens my Bybel is dit verkeerd. 'n Fan is nooit regtig baie committed nie. Is nooit regtig baie betrokke nie. Hulle hou daarvan om eerder van die kantlyn af kommentaar te gee en net geniet wat lekker is vir hulle. 'n Fan verander eintlik nooit oor tyd as Jesus nie 'n werk in sy of haar lewe doen nie. En hulle groei nooit tot geestelike volwassenheid in Christus nie. 'n Committed fan would always seek a source of good fun. Yes, maar vanoggend het ons daarom lekker gesing. Gaan nie daaroor nie. Die klank was nie te hard nie, die klank was nie te sag nie, prys die Here, en die pastoor het so mooi gepraat vandag. Sy het ons almal se mabel gepolish. Dis wat 'n fan van hou. Is ek reg, Karin? Fans kan partykeer so wispelturig wees. Die een oomblik cheer hulle, asof hulle by die rugby game is, maar die volgende oomblik dan boe hulle van die binnekant af. Jy hoor hulle net nie. Ek sê partykeer vir Leanne, ag asseblief smile net 'n bietjie, en sy sê, in my binnekant smile ek. Nou ja, die een oomblik cheer fans jou op, en die volgende oomblik dan boe hulle jou van die binnekant af. Een oomblik is hulle nog respekvol in die wolke, maar as jy net iets sê wat nie goed is nie, dan is hulle missing, nêrens te vind. Fans het altyd verskonings. Here, maar ek moet nou eers my pa gaan begrawe voordat ek kan volg. Dit sê die woord. Nee, Here, ek het 'n paar osse gekoop, ek moet eers hulle gaan uitsorteer. Verskonings. Wat gaan ons sê wanneer ons voor Jesus staan? Ek wil vanmôre sê soos Pastor Jeff, Here, help ons. Inteendeel, eienskappe van om 'n disipel te wees. 'n Disipel is 'n next level van toegewydheid, van commitment. 'n Disipel streef daarna om in die liefde van Jesus te wandel. Daar's baie goed wat my pla, daar's baie goed wat my omkrap, wat ek nooit eers oor praat nie, want as ek daaroor praat, dan praat ek daaroor met Jesus. Maar partykeer is daar goed wat my omkrap waaroor ek praat. 'n Disipel streef daarna om in die liefde van Jesus te wandel. Hulle lei 'n leefstyl wat aanvaarbaar is vir God. Met ander woorde, hulle lewe dat God se hart happy kan wees, en hulle lewe Jesus en sy woord uit. 'n Disipel is 'n ware volgeling van Jesus. Hulle groei en hulle ontwikkel hulle self tot 'n level van geestelike volwassenheid. Weet jy kan 50 jaar op die pad wees, dan kan jy nog altyd vir jou gedra soos 'n kind in die huis van die Here. God wil hê ons moet groei. Want dit is dan wanneer ons 'n verskil maak. 'n Ware volgeling van Jesus groei en ontwikkel homself tot 'n level van geestelike volwassenheid. En wanneer 'n mens op 'n vlak van geestelike volwassenheid is, dan prys ons God meer en ons kla minder en ons skinder minder en ons saai minder kwaad. Ons handhaaf, what would Jesus do? Wie het almal wat would Jesus do, bankie? Daar's 2, 3. Leef 4. Leef dit uit. Gaan koop vir jou môre bandjie, hoor my Johan daar koop hier dit. What would Jesus do? Dink 2 keer voordat jy praat. Prys eerder voordat jy afbreek. Elke groeifase van 'n disipel vat jou na 'n volgende vlak toe. Toewyding word nie gemeet aan toejuiging van mense en mense vereer nie, maar aan jou toewyding en jou groei en jou ontwikkeling in diens van die Here. Is ek reg, Pastor Dani? 'n Ware disipel is 'n man of 'n vrou wat 'n nuwe skepsel in Christus is en nie langer meer vir homself
Becoming a disciple of Jesus is as simple as obeying His call to follow. Fans of Jesus, they go to church, yes. They enjoy a good sermon, yes. They might even read their Bibles. They talk a good talk. But when it comes time to make a decision to obey Jesus, fans usually back off. Is dit nie sad nie? Here help ons. Maar in kontras met 'n fan staan 'n ware disipel, 'n volgeling van Jesus Christus, en dit is baie anders, want 'n ware disipel, 'n bloedgewaste kind van die Here, wat sê jy het Jesus as verlosser en salig maak en aangeneem, gehoorsaam God, ek sê weer, meer as aan die mens. Jy bestudeer en jy ontvang die woord, jy doen wat God in sy woord sê jy moet doen. Ware volgelinge van Jesus Christus verstaan dat daar nooit 'n diskonneksie moet wees tussen die woord, leef die woord, gehoorsaam die woord nie. Ware disipelvolgelinge van Jesus Christus word bonatuurlik bekragtig omdat hulle gehoorsaam is aan God en verstaan wat die wil en die plan van God vir hulle lewe is. Wanneer begin die gawes van die Heilige Gees in ons lewens werk? Wanneer ons in gehoorsaamheid aan God begin wandel? Wanneer begin die gawes van die Heilige Gees in 'n gemeente opereer? Wanneer dit 'n gemeente is wat in die Here is, wat ingestem kom na die huis van die Here toe, wat die woord van God in hulle harte het om te kan weet, so sê die Here. En dit kos iets. Dit val nie sommer net uit die lug uit nie. When God speaks His word into you, it not only gives you new revelation. Ek kan geen openbaring kry sonder hierdie woord nie. When God speaks into you, it does not give you only a new revelation, but you also need literally birth in the new power to perform it. Johannes 15 vers 7 tot 8. Gaan lees dit en sê dit elke dag in hierdie week. Die Here sê, as julle in my bly, dis Jesus, en my woord in julle, dan kan julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Hoekom het ek nie? Want ek bid nie. Hoekom het ek nie? Want ek lees nie die woord nie. As ek in hom bly en sy woord bly in my, dan gaan ek vra net wat ek wil hê en ek sal dit verkry. Hy sê, my Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disipels is. The invitation of Jesus to come, follow me. That was a way a rabbi, and that was a rabbi, was a leermeester, at that time asked a person to become a disciple. En eintlik het die rabbi bedoel, I'm gonna teach you to become just like me. So volg Jesus, sodat jy kan word soos hy. Is julle nog okay? Is ek nog okay? In die Bybelse tyd het daar verandering in mense se lewens plaasgevind, ons het dit gelees. En dit behoort steeds vandag nog steeds toe te wees. Ons moet verander in die naam van Jesus, al meer na die beeld van Jesus Christus. Ek sê weer, niks van myself nie, maar alles van hom. Less of me and more of thee. Om net 'n fan van Jesus Christus te wees, kan beteken jy kan doen net wat jy wil. Jy kan sê net wat jy wil. As jy 'n fan is, niemand sê vir my nie. Maar 'n ware disipel en te wees en 'n volgeling van Jesus Christus beteken jou wil word al meer soos wat Jesus is. Disciples have to die to themselves and their own way of doing things. Ons moet sterwe aan onsself en ophou met ons houdingkies om dinge te wil hê soos wat ons dit wil hê. And we need to embrace Christ
way of doing things. Ons het in toe ek in Kuilsrivier se gemeente gewees het ons 'n gesegde gehad, this is how we do it here. Nou ek wil sê, this is how we do it here. Hier gaan ons disippels wees, ware volgelinge, wat Jesus en God en sy werk en sy belange eerste stel. So deur die krag van die Heilige Gees, gehoorsaam 'n volgeling van Jesus Christus, soek sy wil, soek sy woord en leef dit ten alle tye uit, dat God verheerlik sal word, altyd en oral. Adrie, sal jy asseblief vir ons kom speel? Daar's 'n ou lied wat sê, Jesus vir my, altyd en oral, Jesus vir my. Ek sluit af. Is jy 'n fan of is jy 'n disipel? Staan jy uit vir die Here of is jy skaam? Geheime agent. Verbeel jou. Jesus ontmoet jou vandag. Na kerk sê, hoorie, ek kry jou by, wat is die plek se naam? Die Chameleon Coffee Shop, whatever, gratis advertensie. Terwyl jou Jesus kom en sê, verstuur jou 'n boodskap, en hy sê, luister, kry my na kerk, by die coffee shop, en terwyl jou Jesus stap daarin, en hy kyk jou vierkant in die oë, en hy sê die aan, kom, volg my. Verbeel jou Jesus kyk in jou oë, en hy sê, Nelia, kom, volg my. Nee, Here, ek kan van môre af, want ek moet vandag nog eers wasgoed was. Fiona, volg my. Here, ek moet eers Emilia se rok klaar maak. Wat gaan jou antwoord wees? Dis nou 'n bietjie humor in dit. As Jesus voor jou moet kom staan vandag, en hy moet vir jou sê, kom, volg my. Daar's van die disippels wat alles onmiddellik laat staan het. Hulle het nie gesê, waarheen? Here, wat gaan aan? Wat gaan gebeur? Hoeveel gaan jy ons betaal as ons jou volg nie? Hy het net gesê, kom, volg my. En hulle het hom gevolg. Wat gaan jou antwoord wees? As Jesus vandag hier in die plek moet kom staan, en vir jou noem op jou naam, want ek ken jou naam is in sy handpalms ingegraveer, en hy sê, kom volg my. Wat gaan jou antwoord wees? Gaan ek verskoning sê? Here môre, van maandag af, nuwe week. En indien jy ja sê, Jesus, ek volg U, gaan jou lewe enigstens anders wees môre as wat dit vandag is. Die vraag wat die Here my gevra het, dan vra ek dit vir jou. 'n Ware volgeling van Jesus vereis 'n drastiese verandering ten goeie in jou lewe. Ek gaan dit nie vir jou uitspel nie. Ek glo nie Petrus het een oggend op te staan en gesê, Jezus, rarig, moet ek rarig vandag Jesus volg? Nee, hulle het die Here met blydskap gedien. En die Here het 'n verandering gebring. Verby is die dae van speel. Bly daar in die skouer. As ons nie nou ernstig gaan raak nie, gaan ons mis die ewigheid. Ek sê weer, speeltyd is verby. As jy nie hou van die boodskap nie, gaan op jou knieë en gaan sorteer dit met die Here uit. Ek was gehoorsaam om dit te doen.
Want hy het vir my gesê, Emilia, is jy 'n fan of is jy 'n ware volgeling van my? Kom ons maak ons oë toe. Ek vra dat niemand rondkyk. Enige iemand, as jy vandag voel, ons gaan die Here 'n kans gee. Die boodskap gaan nie oor my, wat ek gebring het nie, ek het afgelewer wat ek moes. Nou is dit 'n saak tussen jou en die Here. Maar my vraag onomwonde is jy 'n fan of is jy 'n ware disipel van die Here? Here, ek is so in between, eendag op, eendag af. Dan vra ek weer, het God met enige iemand gepraat in hierdie plek vanmôre? Net daar waar jy sit, niemand kyk rond nie, wil jy net 'n hand opsteek voor die Here? Het God met enige iemand gepraat? Baie dankie vir 'n paar hande wat opgaan. Here, ek dankie. Is daar nog mense? Is daar nog mense? As Jesus nou moet kom, baie dankie kan laat sak. As Jesus nou moet kom, is alles reg met elkeen van u? Here, help ons. Ons wil ware disipels wees. Kan ek vra dat almal van ons sal opstaan? Dan gaan ek saam met u bid. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Maar jy kan nie vandag weer as 'n fan hier uitstap nie. Jy moet as 'n ware disipel vir Jesus Christus hier uitstap, loop en praat. Dit wat pas by 'n kind van God. Hemelse Vader, ek dank u vanmôre dat u woord en u gees, glo ek het met ons gepraat. En Here, u kyk vanmôre in elkeen se hart in en u weet presies hoe staan ons saak met u. En u weet wie is gereed en wie is nie gereed nie. Here, u weet vanmôre wie is 'n fan, 'n aanhanger, 'n sameloper. En u weet wie is vanmôre die ware disipel. Ek bid vanmôre vir elkeen van ons gemeente, hulle wat vanmôre nie is nie, hulle wat verskoning gemaak het. Ek lig gans my gemeente vanmôre voor u op en ek sê, Here, maak ons disipels wat aan die brand is vir die Here, wat u sal omgee, ons sal terugstaan om te sê, so sê die Here. Ek kom nou en ek sê, klaar en verby is die dag wat ons besig hou het met allerlei nonsens en dinge, ons oë gefestig hou het op 'n feilbare mens. Verby is die dag wat ons bekommerd gewees het, is die mat blou en die dak grys. Here, ons kyk op u. U is ons leidsman en ek bid vanmôre dat u elke man en elke vrou in hierdie plek, ons kinders in die kinderkerk, sal aanraak dat die vuur van die Heilige Gees hoog sal brand in ons lewens, Here, in die naam van Jesus Christus. En ek kom vanmôre teen alle laksheid, alle luiheid, alle lauheid, alle uncommitment, Here. Ek kom teen dit in Jesus naam en ek sê, Here, steek 'n vuur van die Here aan die brand in Aggees Gansbaai se gemeente, dat dit 'n plek sal wees wat mense sal trek, Here, dat dit 'n plek sal wees wat 'n veilige hawe sal wees vir sondaars om tot bekering te kom, dat mense sal sê dat hulle sal kom van die ooste, die weste, die noorde en die suide om te sê, ons trek op na die plek van die Here, waar die Gees van die Here lewe. Halleluja, ek bid vanmôre, steek ons aan die brand, maak ons 'n lig vir die nasies, Here, dat ons lig helder sal skyn in die naam van Jesus. En ek sê, genoeg is genoeg. Vyand, jou werke is vandag gebind en gebreek en afgesny in die naam van Jesus. En ek sê, Heilige Gees, brand elke vesting los, ruk dit uit met wortel en tak in Jesus naam. Ons gooi vanmôre die vyand se altare om. As jy dit wil manifesteer, doen dit. Ek gooi dit om vanmôre in Jesus naam. You have got no legal right in this place. In Jesus
over each and every one. Lord, this morning, I rededicate my life to you, that I will be a disciple until my very last breath, and I will go and make disciples until you come. Amen. Hou ons trou, Here, met ons oë gefestig op U in Jesus naam. En ek dank U, seën elke een